ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my skuldbrief geheel opgestuur. Baie welkom by dan die 5de preek in ons openbaringsreeks. Maar vandag gaan dit oor die roepingsprente tot aksie. En die vraag vandag is, wat maak jy met al die kennis wat jy nou gekry het uit Openbaring? Want ons het gesien dat as dit begin, dan roep hy vir Johannes op hemel toe om vir hom iets te wys. Om wat te doen? Om die vrees by hom weg te vat. Vir die lewe en vir die dood en vir die onsekerheid en vir al die drake om hom. En dan wys hy vir hom die hemelprente, hy wys vir hom die draakprente wat aangaan. En sodat hy wat kan doen, dat hy nie bang sal wees nie. En vandag wil hierdie boodskap die vraag beantwoord, maar wat maak jy met al die kennis? En wat hierdie prente vir jou gaan wil sê, dit is nou tyd vir aksie vir jou. Dat jy vir die ander mense wat jy ken, wat jou pad kruis, wat jou bure is, help om nie meer bang te wees nie. En al wat jy kan doen is jy getuig en bid. So vandag gaan dit oor die aksie, getuienis en gebed. En ek gaan 4 prente met jou deel. En die eerste 2 is getuienisprente en die ander 2 is gebedsprente. So die heel eerste prent is 'n pragtige prent van die groot sterk engel, wat in sy hand met 'n boekie staan, wat die Bybel is. En dan sê hy vir Johannes, of die stem sê vir my, die boekie gaan haal om te hom eet. En dan sê hy, hierdie boekie sal soet wees in jou mond en bitter in jou maag. En dan eet hy die boekie en dan is die boekie soet in sy mond. Soos wat jy nou hier sit in Openbaring, klink vir jou al te mooi en te lekker. Maar dan in sy maag sê hy, begin hy maag gis. Wat gebeur as jou maag begin gis? Jy weet, die goed met iewers heen, en partykeer dan moet jy dit opgooi, sodat hy die boodskap kan opbring, want dan sê die engel, jy moet weer gaan en die boodskap gaan verkondig. Ok, so dis die eerste roepingsprent. Die tweede een is 'n pragtige prent, is waar God sê, my kerk, as jy in die kerk behoort, gaan jy 2 goed wees. Jy gaan 'n olyfboom wees, en die olyfolie is maar so goed vir alles wat in jou is, en jy gaan ook 'n lampstander wees, wat vir mense wys, wie is God, en wie is jy, en jy weet, om nie donkerte te wys, wat gaan daar aan, en wie is eintlik die Lord of Lords, en the Kings of Kings, en dis die 2 roepingsprente. En dan die 2 gebedsprente, die ouderlinge wat saam met 4 lewende wesens kniel, en dan sing hulle halleluja, die lied wat ons altyd sing. Maar wat in die Bybel ook staan, is hulle het 2 goed in hande, siter, wat 'n hart, né? En dan het hulle ook 'n goue wierookbak in hulle hande. En daai wierookbak het die gebede van die gelowiges in, wat hulle kom sit voor die troon. En dan sien ons, en dis Openbaring 5, Openbaring 8, dan kom die sterk engel, nadat daar stilte in die hemel vir 'n halfuur is. Baie geleerdes sê, dis 'n bewys dat vrouens nie in die hemel gaan wees nie, want dit is stil daar. Maar dit is glad nie so. Dit is glad nie so nie, want hulle sing met die engele stemme, maar dan kom die engel afgestap, met 'n bak, so groot goue wierookbak. En dit slaan natuurlik terug na die tempel toe, waar die wierook gebrand het saam met die gebede opstyg na God. En wat is in daai wierookbak? Gebede van die gelowiges. Vir jouself en vir ander mense, dan styg dit op vir die troon van God. Dit is eintlik so mooi. So die aksie vandag, ek wil jou oproep, die Here, die Gees wil jou oproep tot getuienis en gebed. So, vandag gaan nie net wees om jy uit te stap en te sê, okay, dit was nou nice, ek verstaan die prente nou beter nie. Ons almal sit hier en kyk daarna. Dis ons, die gemeentelede van Dubai en Abu Dhabi en waar jy ook al is, en sê, maar wat is my reaksie op wat ek sê? En hoe werk hierdie aksie? Hoe werk die aksie? Want baie mense sal vir my sê, ek het nie die kennis wat jy het om met mense te praat nie. Dit is vir jou maklik om te praat, jy het lank geleer, en jy het geoefen om dit te doen. En ek kan nie mense oortuig nie. Alwaaroor dit vandag gaan is 'n oproep om te gaan getuig, jou storie te vertel. En nie om iemand te oortuig nie. Ek kan myself ook niemand oortuig nie. En ek gaan later vir julle 'n video speel waar jy gaan sien hoe een van die grootste ateïste gesels met 'n nuwe Christen. En hoe sy net sê, ek kan jou nie oortuig nie, maar ek gaan vir jou vertel wat ek beleef het en wat geloof vir my is. So dit gaan net om, want dit is die Heilige Gees wat mense oortuig. Jesus sê die Gees is soos die wind wat waai waar hy wil, en jy moet reageer op daai Gees wat
wil oproep om te glo. Ek wil almal van julle het in huise groot geword daar waar jou oupa, jou pa of jou ma of jou ouma vir jou gebid en vertel het of die sonnaskool tannie of 'n oulike dominee of op 'n kamp. En so hoor jy die goed, maar iewers met jouself besluit hierdie is die waarheid. So dit gaan net vandag om te verstaan om te getuig. So ek wil eers weer 'n storie vertel. Wat relevant is vir die verhaal. Ek en Susan het nou met Eat bietjie weggeglip na 'n eiland toe. Ek hou van eilande. Maar eilande is gewoonlik heavy duur om te gaan, maar ons het 'n manier uitgevind wat ons noem Holiday Factory. Wie van julle ken dit? Okay, so as jy nou vir die gemeente werk en jy wil iewers heen gaan, dan gaan jy na die Holiday Factory toe. So dis 'n ding wat jy 'n kupon koop en dan gaan jy vir die helfte van die prys wat ander is op vakansie, dan gaan jy saam. Maar jy vlieg nie met Emirates eerste klas, hoofklas of so nie, jy vlieg met Fly Dubai, wat ook nie bad is nie. En dan ry jy met 'n bussie of 'n kleiner bootjie na die eiland toe, en die eiland is nie so groot soos die ander nie, hy is baie kleiner. Die goeie ding daarvan is jy mingle bietjie met mense wat jonk in Dubai is, gewoonlik ongetrouwdes of jong couples of jong mense. En nou is jy op die eiland vir 'n paar dae, so jy sien mekaar op die vliegtuig, jy sien mekaar op die boot, en dan loop jy nou 1 keer om die eiland, 2 keer, 3 keer, en dan begin jy gesels en jy help mekaar maar duik en dan praat jy. En toe ontmoet ek en sy 2 jong meisies. Die een kom van Syrië af en die ander een kom van Marokko af. En nou soos die dae gaan, nou praat ons bietjie al hoe meer en later vra sy vir ons maar wat doen ons? Nou sê Susan, sy's 'n geregistreerde verpleegkundige en ek sê nee, ek is 'n priest of 'n pastor van die Afrikaanse kerke. Dan gaan ons so aan. Nou op 'n stadium vra ek vir haar, maar kan ek jou 'n bietjie vra wat se geloof behoort jy? Sy sê nee, sy's 'n moslim. Maar sy loop in 'n bikini en so rond. Sy sê haar ma maak nou alles toe na Marokko. Maar sy obviously nou nie. Toe sê ek nee, ek het aan die Koran gelees, jy weet, ek weet so ietsie van die moslims af. Toe sê sy, die Koran is vir alles wat sy nodig het. Sê ek nee, die Koran is maar jy heavy die mekaar, sê ek vir haar. Die goed is maar, jy weet, die stories en dan sit, ek weet nie julle wat hom al gelees het, hy het nie 'n logiese volg, hy is eintlik ook maar dun, as jy hom vergelyk met die Bybel. Toe sê ek van die Bybel is 'n boek vol stories en jy het verskillende literatuur en jy weet begin by Adam en Eva, hulle ken ons nou die goed en dan die sondeval en dan Abraham, Isak en Jakob. Sy sê hulle ken dit ook. Ek sê is Moses ook? Ja nee, hulle ken vir Moses ook en so. Sê ek ja, en dan gaan die Ou Testament hou nou op hier by 500 jaar na Christus na al die profete opgetree in die koning se tyd en dan sit ons maar in die water en gesels lekker en ek sê maar dan kom die Nuwe Testament. Met die 4 evangelies, the Acts of the Apostles, en dan daai klomp briewe van Paulus, en dan Openbaring wat gaan sê wat gaan alles gebeur. Sê sy vir my, sy het nog nooit iemand gehoor praat wat so oor die Bybel val, of sy het nog nooit met iemand gepraat oor die Bybel. Sy sê, eintlik dan, die enigste verskil tussen ons en julle is, ons glo nie dat Jesus die seun van God is nie. Toe sê ek, nee, dis een van die verskille, maar daar's 2 ander groot verskille. Waarvan die heel eerste een is, julle en die Jode het nooit sekerheid of julle waantoe julle sal gaan eendag as julle doodgaan nie. Dit is inshallah of jy weet hoeveel sondes jy gedoen, en sê ek het slegte nuus vir jou, op jou eie werke gaan niemand eintlik ooit in die hemel kom nie. Ek het nou vir haar vertel ook dat Jesus het ons sondes geassimileer en vir ons toegang tot die hemel gegee. Ek sê terwyl ek is doodseker, en ek sê vir haar, ek het nou kanker gehad, ek was amper dood en ek het geweet, as ek dan gaan, stap ek net oor. Ek twyfel nie daaroor nie. Want Jesus het gesê, die wat in my glo en die offer aanvaar, is volledig nou by God. Sê, dis die eerste ding. Tweede ding, sê ek vir haar, is ons het ook die Heilige Gees, wat vir ons die help om meer te wees soos ons bedoel is om te wees. En wat vir ons hierdie liefde van God laat beleef, wat soos die water hier om ons is, wat groter is as mens anders kan. En ek sê van my hartseer met my moslim vriende wat ek het, is hulle beleef nie die volheid van God nie. Dis nie so, dis nou haar naam, ek gaan nie haar naam sê nie, maar begin met 'n M. En so wat het ek gedoen daar? Ek het nie eintlik gegaan om evangelisasiewerk te doen nie, maar dit gebeur toe. Ek het getuig. Wat het ek gedoen? Ek het net vertel wat ek weet, wat dit vir my beteken. Die tweede ding, nou bid ek vir haar, dat daai saadjie sal vrug dra. En dis waaroor vandag gaan.
Dit is so eenvoudig en miskien so ingewikkeld soos dit. Want 'n mens moet daai storie van jou agter mekaar kry. Ek bedoel, wie van julle ry Toyota sê? So kom jy het jou hand hoog op sy, maar ek gaan verander, hoekom ry jy Toyota aan, hè? Wat ek kan. Dis gewoonlik wat die Land Rover sê. Maar ja, hy's nou stout eintlik, maar goed, ouens sal gewoonlik sê hy hou vir ewig. Hy weet sy dinge is laag. So jy weet wat jy antwoord. So as iemand vir jou vra hoekom glo in Jesus, dan kan jy sê omdat ek kan. Maar jy kan ook sê is omdat hy my sekerheid en al die liefde gee, verstaan jy? So ou moet net jou praatjie reg kry. Dat as die kans kom, want dit help nie ek bel dan een van ons sendlinge en sê ek het iemand op die foon, wil jy nie bietjie gesels met haar? Gaan nie eintlik werk nie. So baie welkom dan by hierdie vandag se prente. Dis deel van die Openbaring se 301 se prente reeks en ons het gesien dit begin met Johannes wat weggeruk word wat sê moenie bang wees nie en dan sê die hemelprente, die draakprente wat wys wat aangaan. Ons het laas keer na die oorwinningsprente gekyk en vandag kyk ons dan na die roepingsprente. Die eerste een lyk so. So as jy 'n bietjie mooi na kyk, want dis heavy baie simboliek in. So dis die sterk engel wat hy sien. En wat sien jy? Hy staan daar op die land en op die see. En dan het hy 'n boekie in sy hand en wat jy ook sien dat hy het die reënboog om sy kop en nou weet julle al wat vir reënboog sê, nê. En daar's ook wolke om hom. Maar kom ons lees hoe skryf Johannes. Hy sê Openbaring 10 en toe het ek 'n ander engel die sterke uit die hemel uit sien afkom en hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo aan sy kop en sy gesig was soos die son en sy bene soos 4 pilare. Dit is hoe dit geteken is nou. Nou wanneer 'n wolk daar is, julle onthou as God afgekom het na die ark toe, dan was daar wolke gewees en Jesus kom weer op die wolke. So wolke is 'n simbool dat hierdie een van hom afkom. Die reënboog wil ons dadelik aan Noag laat dink. So hy kom met 'n storie van genade. Amazing grace. En ons weet wat daai storie is wat Jesus sê, die wat in my glo, hulle sal nooit verlore gaan nie, maar ewig lewe. En dan sien ons sy gesig is soos die son, so wat weer eens die glans van God het en sy bene is soos 4 pilare en albei dui eintlik op sy gesag wat hy het. OK, dan gaan hy aan. Hy sê in sy hand het hy 'n oop boekie gehad en hy toe met sy regte voet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. Hoekom sal dit belangrik wees? Want hy's in direkte teestand met die twee diere van die draak wat hom gehelp het, die dier uit die land en die dier uit die see uit. Nou die dier wat uit die see uitgekom het, dis die onder een, en julle gaan net een van hom sien, Richard Dawkins is een van die bekendste ateïste wat met almal argumenteer. So hy lyk soos 'n draak, is 'n ou oomie wat op die televisie gaan en dan praat hy met mense. Maar die mense, hy klomp navolgers, hy het baie boeke geskryf. En dan die dier uit die land het is mos die 666 wat ekonomie gebruik. So die engel kom met 'n boodskap wat versus hulle wil staan. En dan met 'n harde stem roep hy uit soos 'n leeu wat brul, daar is geen tyd meer oor vir mense nie. Nou weet ons in die ou tyd gedink as Jesus kom, jy moet nou net tot jou redding kom voor hy kom. Maar die oomblik wanneer jy hierdie aarde verlaat, dan is jou kans op redding verby. En dit kan net so wees in 'n motorongeluk of 'n bus wat jou doodry of whatever. So mense moet 'n besluit neem as hulle die redding wil hê, sê hy vir hom. En dan gaan hy aan en hy sê, die stem wat uit die hemel gehoor het toe weer met my gepraat en sê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. En dan het ek na die engel toe gegaan en ek het vir hom gevra om die boekie vir my te gee. En dan gee hy die boekie vir hom. En hy sê, toe neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees. En toe sê Johannes, en ek het die boekie gevat en ek het geëet, en in my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek het insluk, het dit in my maag bitter geword. Het jy al gesien, jy eet mense papier? Ek het eendag gekyk cricket, en toe het die een ou gesê, ek sal hierdie koerant waarop ek geskryf het, dis nie moontlik dat hulle kan wen nie, sal ek opeet, ek sal my woorde eet as hulle wen.
En dis toe Shane Warne toe vir Engeland uitgebou het die laaste dag. En toe het hy die koerant gevat en opgeëet die bladsy. Maar hy het dit met wyn gedoen. Ek het nie geweet dis moontlik nie. Sit hom in jou mond. Dan vat jy 'n slukkie wyn. En dan kan jy hom. Ek weet nie hoe dit later met hom gegaan nie. Ek dink dit seer in sy maag geword. So, hierdie boekie is die woorde van Jesus wat hy moes eet. En die boodskap is vir hom wonderlik, soos vir ons ook. Maar dan sê hy, dit gaan suur word in sy maag, en net daarna, dan sê die engel vir hom, jy moet weer, hy sê eintlik hulle het vir hom gesê, wat nou God en die engele is, jy moet weer God se boodskap van genade aan al die baie volke, nasies en tale gaan verkondig. En dit is wat die engel vandag vir jou wil sê, kom haal die boekie by my, eet hom, kry die boodskap, en dan kry jy 'n manier om dit vir mense te gee, wat jy vir hulle moet gee. Ons neem vandag afskeid van een van my leiers, Sean Nodee. Sy het eintlik bely op 'n stadium, en ons het die videoetjie gespeel, hoe sy op 'n stadium eintlik nowhere was, en toe sy begin Bybel lees, by die Bybelstudie aangesluit, en hoe die Here die woord gebruik het, die gees om haar te verander, haar siening te verander. En dat sy ook besef het, sy het 'n taak om hierdie verandering wat in haar oë gekom het, verander te gee. Sy het later die leier van ons vroue, al die 50 vrouens geword, wat het gekoördineer het. Maar toe sy later weggegaan daar, en sy het gegaan in 'n Nidon, het sy 'n nuwe Bybelstudie groep begin vir die Vietnamese vrou, dat dit meer toeganklik vir hulle kan wees. Want sy wil graag vir hulle vertel, dat hulle dieselfde kan doen. En dit het met baie ander gebruik. Ek sien vrouens wat in Bybelstudiegroepe is, en hulle laat toe, dat die woord, hulle eet hom, is al wat jy gaan doen, jy eet hom stadig, maar seker op. Die vraag is, hoekom sal 'n ou dit enigstens wil doen? Hoekom wil jy die moeite doen? Hoekom wil jy die woord eet en toelaat dat hy in jou maag bitter word en vir ander vertel? En die rede is, het Jesus gesê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God al die mense op die aarde gehad. Dis 'n nuwe vertaling wat nou uit Israel uitkom wat dit sê. Al die mense op die aarde gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis omdat jy God se liefde te beleef, wil jy dit verander gee. En onthou wat het Jesus gesê? Matteus 4 vers 17. Het hy so verduidelik. Hy sê, ek het gekom sodat julle denke kan verander, sodat julle kan sien dat die aarde en die hemel het nou om mekaar geraak, en julle kan daar leef, en dis die mandorla. So ons het Johannes, wat oor die ewige lewe praat, en die 3 evangelies sê, dit is die mandorla waaraan jy kan leef. En die vraag vandag vir jou is, jy wat in die mandorla leef, want as jy sit, leef jy daar, jy aanvaar wat Christus sê, het jy al ooit op hierdie roeping geantwoord? En gesê, ek sal my storie agter mekaar kry, sodat ek vir mense kan vertel, wat nie weet nie. In die UAE mag jy met mense praat. Jy kan nie op die straat gaan Bybels uitdeel nie, maar as iemand met jou praat of jy vra toestemming, dan kan jy met mense gesels. Dis 'n wonderlike plek hierdie. So jy kan dit doen, maar dan moet jy jou storie reg hê. Nou sal baie vir my sê, maar ons gee geld vir die kerk en ons het hierdie wonderlike 8 sendelinge wat oor die wêreld werk en ons bereik 160.000 mense daardeur en dan kom baie tot bekering. Dis waar. Maar die engel het vir Johannes gesê, jy moet die boekie vat. En jy moet vir ander mense gaan sê, hulle moet die boekie vat. En daar waar jy is jy 'n sendeling. Ons het altyd sulke sendingkonferensies aangebou in Suid-Afrika, dan kom die sendelinge praat en sprekers, en daar was sulke posters gewees, en ek onthou die een het gesê, God het sy een seun aarde toegesteen, hy het van hom 'n sendeling gemaak. Dan was daar 'n ander poster wat sê, die enigste van die 12 disippels wat nie 'n sendeling geword het nie, het 'n verraaier geword. Jy kan nie eintlik, jy weet sê, Jesus hierdie liefde hê en dit nie vir ander wil gee nie. En iewers het daar disconnect met ons gekom, ons het klomp ou tannies, wat ons voel in die sendingkommissie was, en hulle moet maar die goed doen, maar ons, hierdie is nie my gawe eintlik nie. As jy kan praat, dan is dit eenvoudig jou gawe, en dit is presies ook wat die roepingsprent, en is die tweede een wil sê, en is interessant,
dat ons het nou hierdie drake gelees en al die ander goed en is klomp hoofstukke. Hoofstuk 10 is daai verhaal van die engel. Hoofstuk 11, die hele hoofstuk 11 gaan net oor hierdie twee bome. En Jesus sê, ek gaan my twee getuies oprig. Hy sê, hulle sal wees soos olyfbome. En kyk hoe mooi is dit geteken, dit is my so mooi, dat deur hoe hulle is, sal hulle sal wees vir mense, vir hulle wonde. En wat hulle sê, sal soos die lampstane wees, wat vir hulle lig sal bring. Soos wat ek vir, om te sê ek haar naam, daar in die water probeer lig bring het, net dit. En dit is eintlik wat Handelinge 28 vers 19 sê, toe Jesus klaar is met die disippels, toe sê hy, voor hy weggegaan het, nou moet julle na al die volke toe gaan, en vir hulle gaan vertel wat ek vir julle gedoen het. En Handelinge 1 vers 8 sê, as die Heilige Gees op jou kom, gaan jy nie omval en ruk en baie bly wees en vrede hê nie. Die hooftaak is om van jou krag te gee, passie te gee, om te gaan. En hy het vir hulle gesê, van Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die uithoeke van die aarde. En dis hoekom jy hier sit, want mense het dit gaan doen. Dis hoekom jy hier sit. En weet jy wat, ek onthou dat in Suid-Afrika bly het ek gedink, ek wil so graag bietjie na Midde-Oosterse lande toe gaan. Marokko toe om daar te gaan bid. Maar ek dink is omdat ek Marokko wou gesien het. Ek weet nie of ek regtig daai tyd so ernstig was om daar te gaan bid nie. Want nou is ek hier. Daai noem ons die 1040 venster. So in die hele wêreld kyk, is dit waar 90% van die mense bly, wat nie glo nie, in Christus nie. Hier. En kyk waar is die skoen, hy is bloedrooi. Dis waar jy bly. En jy hoef nie net hierna toe te vlieg en hier te kom bid by die poorte van die stad en om die stad te ry nie, jy bly hier. Jy het 'n geleentheid om met mense hier te praat. En die vraag is, gebruik jy daai geleentheid? Ek wil ook sê, dit is so, as sê jy niks nie en mense sien jou leef as 'n Christen, dan sien hulle iets van Christus in jou. Maar daar kom 'n tyd wat jy moet praat en verduidelik, hoekom is jy so? En dan moet jy kan praat. Nou, dit was die twee getuienisprente waartoe jy geroep is. En ek wil sê, ons gemeente, dis my taak ook om julle te help om disippels te wees. En ek wil 'n bietjie dink om 'n kursus oor die Islam te doen, en hoe kan jy, wat is die typiese vraag wat hulle vra om julle 'n bietjie volgende jaar meer op te lei? Ek het al van julle opgelei om gesprekvoering, maar ek wil 'n bietjie daarin oplei. Nou die gebed. Ek het vir jou gesê, ek het vir haar vertel, maar toe het ek vir haar gebid. Nou wil ek vir julle twee mooi prente wys. Net toe die lam die boek neem, Openbaring 5, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, en elkeen van hulle het 'n siter gehad, 'n harp om te sing, en 'n goue bak vol wierook, en dit was die gebede van die gelowiges. En dan sien ons in Openbaring 8, 'n ander engel het gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak, en daar's baie wierook aan hom gegee, om het saam met die gebede van die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. En dan die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Mense het al gewonder wat gebeur van gebede. Hierdie is 'n baie mooi beeld om te sê, dit kom tot by God. Hy hoor wat jy sê. Jy kom lê mense voor hom, soos ek vir haar voor hom gelê het. Natuurlik kan mense die genade van God weerstaan, maar dit is my taak om te getuig en te bid. Mense sal my vra, help dit? In ons eie gemeente het ons vir Sroekie gehad. Sroekie is 'n moslim meisie wat uit Somalië uitkom, wat eintlik meer by Fellowship of the Emirates ingeskakel het, maar toe het sy by my beland in Susan en ons daar 'n bietjie gedisiplineer. En toe het sy die Here in haar hart aangeneem en toe sê sy ons moet haar doop. Toe doop ons haar daar in ons tuin, daar agter. Sy wou nie in die kerk, sy's baie bang, want sy sê 'n vriendin van haar wat ook tot die Christendom oorgegaan het, Amerika toe gegaan. Haar pa het uitgevind en het haar boetie gestuur en het haar doodgemaak. Dit is net hoe dit is. En sy was ook altyd bang dit gebeur, so sy was baie geheimsinnig daaroor. En toe sy eendag in Italië op vakansie was, toe sê haar werk vir hulle gaan nie weer haar aanstel verder nie. Toe weet sy terugkom, sy terug in Somalië toe, en sy week daar is, of haar pa sy van sê, as jy nie meer 'n moslim is, net jy 'n week om vir my te sê. En as sy dan sê, sy is 'n Christen, dan maak jy haar dood. En toe besluit sy bly in Italië. En dis moeilik, nou sy asielsoeker tussen al die mense. Toe stuur sy ek die video wat ons geneem het, toevallig van haar doop, en 'n brief wat ek geskryf het, en binne 'n jaar het sy 'n paspoort. Maar nou moet sy verder leer ensovoorts. Maar sy sê altyd groete vir julle.
en ons daar 'n bietjie gehelp ook met onderhoud op 'n stadium. En sy vertel altyd van hoe wonderlik dit vir haar is, hoe sy beleef hoe God daar vashou, vir haar deure oopmaak, en hoe hy 'n werklikheid vir haar is. So ons het dit al gesien hier. Een van die mense ek jou van vertel het, en kyk bietjie sy video's, Nabil Qureshi, het 5 jaar gevat om 'n Christen te word. Hy's 'n moslim, sy ouers het in Amerika gebly, sy ouers is moslim sendelinge onder die Christene. En 'n vriend van hom, David Webb, het hom gehelp om tot die geloof te kom. Hy sê, net een meisie ooit op skool het nog gepraat oor geloof, en vir hom gesê, ek sal vir jou bid, en hy het altyd gemok en afgemaak, met die nonsens wat hulle sê, die Bybel is eintlik oorvertaal, en is nie waar nie, en sulke goed. Tot hierdie David Webb hom in die hande gekry het, en hy het hom gebruik, en hy het een van die sterkste apologete teen moslim imams geword. En dan sê, goed, kyk, wonderlik om te kyk, hoe verduidelik hy wie's God, die drie eenheid in die Ou Testament ensovoorts. Maar hy is ongelukkig dood op 34. 'n Nuwe vrou wat ek ontmoet het, die internet se naam is Ayaan Hirsi Ali. En ek wil vandag julle 'n getuienis skryf. Sy is ook 'n Somaliese vrou. Wat tot die Brotherhood behoort het van die moslems. In Nederland toe gegaan het, en sy het op die eind ateïs geword. En toe gaan sy Amerika toe. En daar het sy nou die dag verklaar, eintlik net aan die einde van laas jaar, dat sy nou 'n Christen is. En dit het die wêreld geruk. En ook haar groot vriend wat julle gaan sien. En hierdie wat ek vir julle wys is 'n kort uittreksel van 'n gesprek wat sy gehad het dan met een van haar ateïs vriende. Hy gaan haar eers voorstel, ek wil hê jy moet na haar kyk, want hierdie is 'n ongelooflike belewenis van wat die Heilige Gees kan doen deur mense se getuienis. For those people who are not familiar, has had an extraordinary life story. She was born and raised in Somalia, at which point she was an enthusiastic member of the Muslim Brotherhood. She then escaped and became a refugee into the Netherlands, where she rose to become a top-ranking politician and a best-selling author. Her book, Infidel, has sold many, many millions of copies over the decades. And during that time and in the years since, she became synonymous with the New Atheism movement. She renounced her Islamic past, and if you actually look up New Atheism, there are the Four Horsemen, as they are known, and then straight after that is Ayaan Hirsi Ali. So she has been absolutely integral to that movement. Last autumn, some months ago, on Unheard, in fact, she announced that she had become a Christian. Richard Dawkins, who needs no further introduction, but is perhaps the most famous atheist in the world. His books, The God Delusion, The Selfish Gene, are some of the biggest selling non-fiction books of all time. I had a personal crisis. I lived for about a decade with intense depression and anxiety, self-loathing. I hit rock bottom. I went to a place where I actually didn't want to live anymore, but wasn't brave enough to take my own life. And so I was self-medicating. I had, over a long period of time, seen psychiatrists, other doctors. I was trying to understand my condition and trying to treat it with the help of pure evidence-based science. And in January, February of last year, I saw one therapist who said, perhaps it's something else that you have, and she described it as spiritual bankruptcy. And that resonated with me, and having reached a place where I had absolutely nothing to lose, I prayed, and I prayed desperately. And for me, that was a turning point. And what happened after that is a miracle in its own right. I feel connected to something higher and greater than myself. I feel my zest for life
is back. And that experience has filled me with humility, I have to say. Let's go to Richard Dawkins' reaction, because that's a moving personal story, but to call yourself a Christian is a bit different. I mean, a Christian has to believe in something. And, I mean, you go to church now, and you listen to the vicar, and do you kind of notice what a lot of nonsense he talks? I mean, do you really take it seriously that Jesus is the Son of God, Jesus rose from the dead, Jesus was born of a virgin, and that's part of Christianity? So I think because you, and I know you very well, we've been friends for a long time, and in fact, I would say you're coming at this from a place of there is nothing. And what has happened to me is I think I have accepted there is something. And when you accept that there is something and there is a powerful entity, for me, the God that turned me around, I think what the vicar is saying no longer sounds nonsensical. It makes a great deal of sense. And not only does it make a great deal of sense, it's also layered with the wisdom of millennia. And so what is your response to those specific questions of Richard? When the vicar is saying that Jesus is the Son of God literally, not figuratively, how do you square that with your highly trained rational mind? Well, it is, again, different planes of perception. So I choose to accept Jesus Christ, the teachings of Jesus Christ, the story of Jesus Christ. I choose to accept that. So on the personal level, the rewards I get, very subjective again, but mine and through choice. So you choose to believe that. Dis wat geloof is. As jy na Richard Dawkins luister, dan sê hy op die staan, ek gaan die link vir julle stuur. Hy sê maar, jy weet, hy kan nie glo dat as jy in God glo net emosie is nie, hy moet hierdie wonderlike, ongelooflike wese wees. Sê hy ken die Bybel deur en deur. Maar al wat die verskil tussen hom en haar is, sy het die sprong gemaak om het te glo en hy wil nie dit doen nie, want dan sê hy vir homself, ek kan nie net my brein glo nie, hy is baie slimmer. En dit is wat met almal moet gebeur. Dis wat met jou gebeur het op toe jy klein was. Dis wat jy ander mense moet help mee, want wat sy nou sê, is sy's deel van iets baie groter as haarself, baie magtiger. En dit gee vir haar daai vrede, dit gee vir haar zest in life. So ek wil hê met 'n oomblik dink oor wat jy gehoor het, en ek wil in die eerste plek hê met bid vir jouself, dat jy vir die Vader vra, vir die Heilige Gees vra om in jou te werk, jy te laat dink aan wat dit is wat jy glo, en ook hoe jy dit vir ander kan vertel, en vir jou passie sal gee om dit te vertel waar die geleentheid is. En die tweede ding, wil ek hê jy moet dink aan iemand wat jy dink, jy daai gesprek mee moet kan hê, wat jou pad kruis dalk. Is dalk miskien 'n Afrikaans sprekende mens, dat jy vra dat die dag sal oopgaan om hierdie gesprek daarmee te hê. Ek wil hê met 'n oomblik stil wees, laat jou gebede opstyg, saam die wierook, wat die engele en die ouderlinge in die hemel op die vuur gooi en wat opstyg na God. En hy wil graag daaraan ryk, luister en hoor. Heilige Gees, ek bid vandag vir ons hele gemeente, dat ons hierdie goeie nuus, wat so soet in ons monde is, dat bitter word in ons maag, dat dit moet uitkom. En dat ons met ons vermoë, wat ons het, sal bedink hoe ons dit vir ander mense wil vertel, die Mandela storie, wat dit vir ons beteken. En
hierdie passie in die gemeente altyd bly, Heilige Gees. En dan bid ons vandag ook vir haar met wie ek in die water gesels het, dat hierdie saad wat geval het, sal opkom en ook sal ryp word en aan laat dink. So dink ons dan ook aan almal wat deur woorde een of ander tyd in ons geraak is en wat ons sendelinge aanraak en hulle wat honger en dors is na die water van die lewe.